Welkom by die Sepcast, waar ons dieper kyk, groter vrae vra en ontdek hoe Jesus steeds die wêreld verander. In 1961 het die Amerikaanse president John F. Kennedy aangekondig dat Amerika 'n mens op die maan gaan plaas. Nou die interessante deel, die tegnologie het nog nie bestaan nie. Die plan was groter as die vermoëns van die mense wat daarna geluister het, maar die visie het die vermoëns vooraf gegaan. Het is dikwels hoe God werk. Wanneer Jesaja in Jesaja 6 die tempel binnegaan, kry hy nie 'n motiveringspraatjie nie. Hy kry 'n openbaring van God se heiligheid. Heilig, heilig, heilig is die Here die Almagtige. En onmiddellik breek Jesaja: Wees my genadig, ek is verlore. Ek gaan sterf hier vandag. Dis wat gebeur wanneer mense die werklikheid van God sien. Hulle sien ook hulle eie gebrokenheid. Maar hier is die verrassende deel van die verhaal. God los hom nie daar nie. Die kole raak sy lippe aan, vergifnis kom, genade kom, en eers daarna kom die vraag: wie sal ek stuur? En is dan wanneer Jesaja uitroep: Stuur my Here, hier is ek. Tuma mina. Baie Christene leef uit skuld. Hulle dien omdat hulle voel hulle moet terugbetaal. Hulle probeer God beïndruk. Hulle probeer hulle verlede regmaak. Maar skuld maak swaar werkers en vreugdelose disippels. Roeping werk anders. Roeping sê, jy is reeds geliefd. Jy is reeds aanvaar. Kom help nou bou aan wat God besig is om te herstel. Dis die verhaal van die koninkryk. God gebruik nie mense omdat hulle perfek is nie. Hy gebruik mense omdat hy teenwoordig is. Die grootste tragedie is nie om te misluk nie, maar om nooit die lewe te leef waarvoor jy geroep is nie. Miskien moet jy vandag vra, wat dryf my? Skuld of roeping? By SA Gemeente wil ons die nommer 1 netwerk vir jou lewe wees, omdat ons glo dat mense hulle roeping dikwels ontdek in verhouding met ander mense. Want die koninkryk groei wanneer gewone mense ophou om vir hulle verlede te probeer betaal en begin deelneem aan God se toekoms. Tot volgende week, mooi loop.